Goeiemôre gemeente. Dit is heerlik om hier by julle te wees en dit is vir my 'n voorreg om vanoggend op hierdie lekker koue wintersoggend saam met julle die Here te kan aanbid. Ek moet sê ek het dit nou so geniet om saam met julle te sing en in die Here se teenwoordigheid te wees. Ek wil vir julle sê as julle so 'n bietjie meer van my wil weet, ek soos wat hy gesê het, ek is 'n kliniese sielkundige en ek het ook 'n bediening sake van die siel, so en ons noem Matters of the Soul in die Engels. So julle kan gaan kyk, daar's so 450 video's aanlyn wat gratis beskikbaar is en 'n klomp artikels, alles oor Christen sielkundige temas. Maar vanoggend sluit ek by julle gemeente aan om te praat oor 'n tema: is God op mute? Julle weet mos ons het sulke remotes en daar's mute. Nee, jy kan die knoppie druk. Ek kan my glad nie hoor nie, nee, dan iemand haal af die mute. Sit af die mute, sit aan die volume. Want as ons nie kan hoor nie, dan is dit asof ons uit kontak is met wat daar aangaan op die skerm. En weet julle, ek is ook gevra om so 'n bietjie te deel oor wat ek in my praktyk beleef. Wat sien ek in my praktyk? En wat is die tipe gevalle wat na my toe kom? Weet julle wat ek meestal sien? En dit is nou nogal vir myself raak vat, want ek het so 15 jaar gelede op 'n plek gekom in my beroep waar ek regtig oorwerk het en ek het uitgebrand en depressief geraak en angstig begin voel. En begin voel die lewe is soos ek het eintlik begin voel ek word so in 'n hoek gedruk deur die eise van die lewe. Hy druk my vas. En ek moet vir julle sê, dit is vir my treffend om te sien hoeveel mense dieselfde belewenis het. Jy voel uitgebrand, angs en bekommernis is in jou hart. En die lewe druk jou, of dit nou die groter konteks is waarin ons is in Suid-Afrika, die makro konteks, nee, met wat in die politieke lewe gebeur en of er die geweld is, en of dit op 'n kleiner skaal is binne in jou eie lewe is, kan ons partykeer in 'n dag tot dag stryd kom, wat 'n gevoel van oorlewing is. Ek wil graag oorleef. En ek sien 'n klomp verskillende ander dinge wat mense mee stryd het, en dit is om wanneer ons mense aan die dood afstaan. En daar's nogal baie mense wat by my draai wat deur 'n rouproses gaan. Ons is eintlik in sake van die siel besig met 'n rouproses. Sou julle daarna gaan kyk. En 'n ervaring wat ons ook mag hê met trauma. Dalk is daar iets wat met jou gebeur het, dat jou lewe bedreig het. Ek het hierdie week met mense stil gestaan wat deur 'n misdaadervaring is. Nou dit ook al sê, wanneer ons in sulke moeilike omstandighede kom, dan kan dit partykeer vir jou voel asof die Here ver is. En asof jy roep, maar hy hoor nie. En jou belewenis kan wees, jou eie, ons noem dit jou subjektiewe belewenis, jou persoonlike belewenis kan wees dat God ver is. Dat God nie eintlik hoor nie. Dat hy nie weet wat in jou omstandighede aangaan nie. Jy weet, jy voel asof jy bid, maar die antwoord kom nie dadelik nie. En dan kan ons tot 'n gevolgtrekking kom dat, het die Here my regtig gehoor? Is die Here besig om regtig te luister? Want ek bid, ek roep dan nou uit en ek vra vir die Here, Here, asseblief help. Dit gaan swaar, dit gaan moeilik. Maar dan kan ons wonder en sê, help dit ooit om by die Here te gaan stil sit, en help dit ooit om regtig te bid, en dit klink nou ongelowig, maar dit is tog maar 'n baie egte ervaring, is dit nie? So ek self so 15 jaar gelede uitgebrand het, moet ek vir julle sê, ek het op 'n plek van moedeloosheid gekom. Regtige gevoel dat ek is nou onder in die put. Ek het gedink, okay, ten minste kan ek nie laer sak nie. Ten minste van die af is dit net op. Maar daar was vir my 'n draaipunt gewees in dit het my eintlik, julle weet mos as sê as 'n ou in die hospitaal en dan is daar net een plek waarna toe jy kan kyk en dit is op, nee. So as jy partykeer plat op jou rug lê, as jy in 'n situasie is waar jy voel die eise van die lewe druk jou vas, dan kan jy dalk vir jouself sê, kyk bietjie op hierdie volgende skyfie, maar God hoor nie my gebede nie. Ek is alleen. Dis die ervaring, nee, ek is alleen. Dalk is daar nie baie mense rondom jou nie en jou geliefdes is nie op die oomblik en jy's nie met hulle op 'n goeie voet nie. Dan kan jy daai belewenis hê, of ek moet hierdie probleem self uitsorteer. Ek het gevoel as 'n man en 'n pa, dat ek is verantwoordelik vir my gesin, ek moet hierdie geld inbring, ek moet hierdie rekeninge betaal, ek moet hierdie praktyk aan die gang hou, dis duisende rande per maand, en net die las druk so op my neer. En dit voel vir my asof ek net nie kan voortgaan nie.
En ek werk net al hoe harder en ek kom net nie bo uit nie. Julle ken daai ene, nê? Dis soos 'n slippery slope. Jy klim hierdie berg uit, maar mag jy sê gly meer agtertoe as vorentoe. En as jy weer sien dan breek die wasmasjien, nê? En dan breek die kar. Dit is die hele tyd net goed. Ek bedoel, ons het nou hierdie week ons mikrogolf reggemaak en ons ander kar en dan begin jy net voel dit voel asof jy teen 'n stroom opswem. En dan begin mens onseker, bekommerd en moeg voel. Moeg. Ek kry baie CEO's, CFO's, CPO's, CIO's, ek weet nie hulle het baie name nie. Ek sien hulle daar by my sit en ek sien mammas by my sit en gewone ou's wat net sê, "Joeg, ons is moeg." Dit is ons weet die lewe is gejaag, maar daar's daai druk. En dan begin ons bang raak. Wat gaan môre vir ons inhou? Nou ek praat julle nie nou bang nie, ek gaan julle daarom so 'n bietjie bemoedig ook. Maar die vraag wat ek dan volgende eintlik wat ons dan vra is, maar waar is die Here en hoe kan ek weet dat die Here vir my liefhet? Hoe weet ek dit? As jy vir my, as ek vir jou moet sê, hoe kan jy nou ten spyte van omstandighede in jou lewe verseker weet dat God vir jou lief is? Hoe weet jy dit? Of daar nou swaar kry is, of dit nou baie goed gaan met jou, of die een teëspoed op die volgende jou tref. Waaraan kan jy werklik vashou? En hier is 'n stuk uit die skrif uit wat vir my wonderlik is. Wat is God se antwoord op hierdie vraag? Hoor bietjie hier. Hierin sê 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Waarin? Dat hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Dit is nie dat God vir ons, dit is nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Nou as iemand ooit vir jou uitdaag en vir jou sê, luister, hoe weet jy God is lief vir jou? Dan sê jy, weet jy, hy het merke. Hy het merke. Het julle geweet dat die enigste mensgemaakte ding op die oomblik in die hemel is die merke aan Jesus se hande en voete en aan sy sy? Het julle dit geweet? Daai merke bly by hom. Hy's met daai merke hemel toe. Hy het vir ons kom wys, hy het vir Thomas gesê, Thomas, voel hier. Voel hier. Dis my bewys dat ek vir jou liefhet. Die kruis staan soos 'n paal bo water om te sê, daai God wat deur daai lyding gegaan het, wat ons nou net gevier het tydens Paasfees, is dat hy vir my alles gegee het. In Johannes sê dit, hy het sy eie lief gehad. Hy het hulle voluit uit lief gehad. So jy kan weet dat die Here jou liefhet en daar's jou bewys. Jou bewys lê nie in jou omstandighede nie. Dit lê nie in jou gevoelens nie, want jou gevoelens is soos die see. Man, as iemand vir jou kompliment gegee het, dan voel jy goed. Maar as sê iemand vir jou, "Hey ou pankop," en dan voel jy weer skielik sleg. Verstaan jy? Of hulle sê vir jou, "Hey, jy het uiteindelik bo uitgekom." Jy weet, so jou gevoelens kan wissel. Jy kan nou 'n verhoging kry en môre sê hulle vir jou ekstra werk en hulle stuur jou Timbuktu toe. So ons gevoelens kan wissel, maar die Here se liefde vir my verander nooit nie. Wat sê Jeremia? Ek het jou met 'n ewige liefde lief. Kyk, as 'n kerel kan jou nie so lief hê nie. Nee, 'n meisie kan jou nie so lief hê nie. Maar die Here sê, ek het jou liewer as wat enige iemand jou ooit kan hê. En daai gaan vas staan vir ewig en altyd. So dis iets waarop jy kan bank. Jy kan alles daarop staan en sê, God het dit vir my bewys. Dis 'n afgehandelde saak. Maar dan kom die Here ook en hy kom probeer vir jou sê, goed, nou nooi ek jou in daai rus in 'n verhouding saam met my. Nee? Hy sê hierdie uitbranding, hierdie moegheid, hierdie druk van die lewe. Wat se rus gee ek vir jou? Nou toe ek so uitgebrand was, die hele tyd gebid, Here help my, Here hoor my, o Here gee my krag, Here help my. En dan as ek my Bybel oopstaan of ek maak my dagstukkie oop, dan is die vers wat na my toe kom, Matteus 6 vers 33. Erich, soek eerste my koninkryk en my geregtigheid en dan sal ek al hierdie dinge vir jou gee. Nou ons gaan so 'n bietjie stil staan by Matteus 6 om so 'n bietjie te kyk wat staan daar en wat se verskil het dit in my lewe gemaak en hoe het dit my by 'n plek van rus gebring? Want daar's 'n plek van rus. Die Here het 'n antwoord vir jou. Kyk 'n bietjie, ek gaan nou vir julle so 'n bietjie Bybel gym gee. As jy nou nie Bybel gelees het hierdie week nie, dan gaan jy nou lees. OK. Dan gaan jy inhaal as jy skuldgevoel verby. OK. So hoor hierso. Hy sê in Matteus 6 vers 24, niemand kan twee baase dien nie. Julle ken dit nou.
Want hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en aan die ander een verag. Julle kan nie vir God en Mammon doen nie. Nou ek wil jou nie laat skuldig voel nou vanoggend nie. Ek wil net vir jou wys, daar is 'n koninkryk van God en dan's daar 'n heerskappy van duisternis. Ek noem nie die duiwel 'n koninkryk nie. Ons noem nie 'n koning nie. Maar daar's die duisternis en daar's die lig. Die Here, hy probeer nou vir jou sê, hier is ons God se wêreld en hier is die wêreld van wat die vyand vir jou opstel. Kom ons kyk bietjie hoe speel die twee uit. Wat gedoen dit aan ons? Hy sê daarom. Hy het nou net gesê waarom? Daarom. Hy sê hierdie is twee, nou sê ek vir julle, daarom sê ek vir jou, moet jou nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of wat julle sal drink, of wat julle sal ry, of waar julle sal bly, of wat julle gaan kry nie. Nee, dit is nou die eerige weergawe. Moet julle nie bekommer oor wat julle gaan drink, oor julle liggaam, oor jou daaglikse behoeftes nie. Hy sê oor wat jy gaan aantrek nie, is die lewe nie dan belangriker as kos, die liggaam as klere nie. Let op die voëls van die hemel. Nou, hy's nou besig om vir jou te vertel hoe werk God se wêreld. Nee, God se wêreld werk anders as die Mammon wêreld. Kyk bietjie wat's die reëls van God se wêreld. Hy sê die voeltjies, hulle saai nie, hulle maai nie. En hulle versamel nie in skure nie. Luister, hulle sit nie saad in die grond nie, hulle gaan haal dit niks oes uit nie en hulle het ook nie bankrekeninge nie. Kom julle agter, dit geen investment nie, hulle het nie Investec rekeninge in. Maar tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer 1 el by sy lewe voeg? Ek het die lekker ou vertaling uitgehaal. So hy gee vir jou daar 'n idee en dan sê hy, kyk, in God se wêreld is daar 'n plek van rus. Jy hoef nie in hierdie stormagtige soeke na geld en na daaglikse behoeftes te wees nie. Kyk wat sê hy in die volgende deur. En waarom bekommer julle oor klere? Let op die wilde blomme, die narsings. Ek het nou die 2020 vertaling. Hoe hulle groei, hulle spoeg nie. Hoor nou, hier is ons nou die Mammon deel. Hallo. Ja, ons is besig hoor. Kyk gou vir die wilde blomme. Hier is nou besig om 'n teenoorgestelde prentjie vir jou te skets. Die wilde blomme, hoor jy, hy swoeg nie en hy spin nie. Hy raak nie moeg nie. Hy sit nie daar in die oggend en sê en dan pop sy blommetjies uit nie. Dis nie vir hom effort nie, dis nie vir hom harde werk nie. Hy's nie besig om sweet op te bou daar, soos wat hy probeer groei en die heerlikheid van die Here vir God probeer heerlikheid gee deur net 'n blom te wees nie. Bewys eintlik net vir ons, daar's blomme julle wat op berge groei wat niemand ooit sien nie, maar hulle is daar gemaak vir die Here se vreugde. Nou jy gee vir die Here nog baie meer vreugde. Hy sê, kyk hoe groei hulle swoeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir jouself, Salomo was 'n ryk man geweest, en al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so mooi aantrek, nê? Hoeveel te meer nie vir julle nie, julle klein gelowiges. Nou, ek slaat jou nou nie met 'n stok vanoggend nie, ek sê vir jou, kan jy sien, die Here sê, ek is 'n vader, en ek sorg vir my kinders. Ja, dit beteken ons moet werk was voor die sondeval al daar, nê? Die voeltjies vlieg rond, en hulle gaan haal die saad, maar hulle is in 'n plek van rus, want hulle weet hulle het 'n pappa. 'n Vader wat hulle behoeftes ken nog voordat hulle vra. Hy weet jy het 'n man nodig, hy weet jy het 'n werk nodig, hy weet jy het 'n blyplek nodig, hy weet jy het 'n kar nodig. Dus hy sê jy hoef nie nou stigtelik angstig te wees oor hierdie goed. Hy weet jy het 'n aftreeplan nodig. Hy weet van hierdie goed. Hy sê ek ken jou, ek het jou lief. Ek het my liefde vir jou bewys aan die kruis. Jy's kosbaar. Wat het julle nou gehoor het Henk gesê? Ek het jou op jou naam geroep. Jy's myne. So jy is vir die Here kosbaar. Hy nooi jou uit. Hy sê Mammon se wêreld. Maak dat jy swoeg en sweet en bekommerd word. Kyk die heidene. Hy sê die heidene, hy sê moet jou nie bekommer en vra. Waar gaan ons nou werk kry nie? Nee, in hulle konteks was dit wat gaan ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie. Hy sê dis immers dinge waarna die heidene nasies soek, die ongelowiges, maar jy is 'n gelowige. Jy het vertroue in 'n Vader wat bestaan en jy het 'n bewys. Jy kan na die willeblomme in jou tuin gaan kyk. Kyk bietjie hoe groei hulle. Een van my storieetjies wat sy nou gesê het, wat se stories en ek vertel dit nou vir Henk. Ek sê ek het vir my vrou 'n Babert en Daisy gekoop so 'n paar maande gelede en toe hy nou sy blommetjies afgooi toe, plant ek hom in 'n potjie en ek sit hom op die stoep en ek vertroos of versorg hierdie plantjie, maar daar gebeur niks. En so 'n week gelede sê ek vir die Here, ek wil so graag hê hierdie ouetjie moet blom. Ag help my dat hy blom. Julle eergister
kom daar 'n blommetjie uit. En daar knipoog die Here vir my. Weet julle hoe mooi is dit om te hoor, hy sit saam met my op die stoep, en hy geniet daai blom. Onthou, hy's intiem met jou betrokke. Hy kom saam met Adam, en hy stap saam met hom. Wandel saam met hom. So die Here ken jou, hy het jou lief, en hy wil vir jou nooi om te sê, kom rus in my Vader huis. Jy is 'n kind van my, maar kom rus nou. En dan volg jy my leiding in jou lewe. Hart is gerig. Kom ons kyk waar. Hy sê, so julle hemelse Vader weet tog wat julle nodig het, maar soek nou eers my koninkryk en my geregtigheid, en dan sal ek al hierdie goed vir jou gee. Dit beteken nie, jy gaan by die huis sit, en daytime television kyk, en die Checker 6060 gaan altyd kom aflaai die hele tyd nie. Nee, jy gaan werk, want werk is waar jy 'n verskil maak in die lewe. Jou doel is ook om te werk, maar dit is nie net om te werk nie. You're a human being, not a human doing. So die Here sê eintlik, ek wil net vir jou gerus maak, dat jy kan weet dat ek jou behoeftes ken en dat ek vir jou gaan sorg. Rig jou hart op my. Vra vir my, Here, wat is op u agenda vandag? Wat is vir u belangrik? En wat is op die Here se agenda? Is die Here taakgerig of is die Here eintlik mensgerig? Hy is so goed mensgerig, hy kan taakgerig ook wees, maar in sy taakgerigtheid is hy mensgerig. Kyk bietjie vir Jesus, hy wandel en hy loop en hy sien die weduwee raak. Hy let op, iemand vat aan sy soem. En hy draai om en gaan na die blinde toe. So hy's op sy taak, op sy sendingreis, maar hy's mensgerig. En die Here het vir jou ook 'n plan waar hy jou wil gebruik. So dan sê hy vir jou so weer 'n keer, moet jou dis nie bekommer oor môre nie. Môre is buite jou beheer, behalwe jy kan beplan daarvoor, maar môre is regtig in God se hande. Dis net nou. En hy sê, kom sit nou by my. Kom hoor nou my stem, dat ek met jou kan praat. Elke dag het genoeg moeilikheid van sy eie. So soek eers die koninkryk van God, kan jy sien? Dit beteken in prioriteit. Daai soek is eintlik 'n hongerte. Die soek waarmee die wêreldse mense hulle daaglikse behoeftes soek, is eintlik 'n soeg en 'n sweet, 'n angstigheid. Maar ons het nie 'n angstigheid vir God se koninkryk nie. God het gesê hy sy koninkryk het naby gekom. Dit is binne in ons. Hy woon nou met sy gees binne in jou. Kan God op mute wees as hy so naby is? Hy's nader as jou hartklop. Nee? En hy ken jou. Hy hoor jou gedagtes. Hy hoor jou hulpgeroep. God is besig om jou op te soek. Jy weet, vanoggend toe ek 'n versie gelees het, ek nie op my slides gesit het nie. En dit is my so wonderlik, dit sluit aan by wat die Jesaja vers vroeër, Jesaja 40 vers 11, en ek wil dit vir jou lees. Hy sal vir sy volk sorg soos 'n skaapwagter sy skape oppas. Nee, hy sal vir sy volk sorg soos 'n skaapwagter. Hy dra die lammers in sy arms. Dis nou jy. Hy dra jou in sy arms. Hy hou hulle teen hom vas. Hy sorg vir elke lammer se ma. So hy sorg vir die lammertjies wat nie vir hulle self kan sorg nie, en hy sorg vir die mammas wat vir die lammertjies sorg. Hy kyk na sy kinders. Beteken dit slegte dinge gaan nie weer met jou gebeur nie? Beteken dit jy is nou vrygeskeld van alles? Nee, dit beteken nie dit nie, ons weet dit. Maar dit beteken God is by jou, jy's nie alleen nie, jy's nie blootgestel nie. Jy is nie op jou eie aangewese nie, jy het die Here by jou. Wat staan in Hebreërs 13 vers 5? Daar staan, julle moet nie dat geldgierigheid in beheer wees van jou lewe nie, want die Here het mos beloof. Hy sê eers wees tevrede met wat jy het. Hy sê want die Here het mos beloof, en daar in die Grieks, met die 7 Griekse woorde wat ek ken, is dit dubbele negatief. Hy sê want die Here het beloof, ek sal jou nooit ooit begewe en verlaat nie. Hoe lank is nooit ooit? Kan ek hoor? Dis vir ewig. Nee, ek sal jou nooit ooit begewe en verlaat nie. En daarom kan ons met vrymoedigheid sê, die Here is my 'n skermer, die Here is my toevlug, die Here is by my, hy help my. Hoekom, vir wie moet ek bang wees? Want vrees is wat ek sien wat by mense is, en dis vrees van verskillende forme. Ons is nie meer bang vir die donker as groot mense nie. Kinders is dalk bang vir die donker. Die groot mense is bang vir 'n bankrekening wat leeg hardloop. Ons is bang vir mense wat 'n geweer op jou rug as jy bestuur. Ons is bang vir sulke goed. Ons is bang vir daai goed, dan sê hy my, ek hoef nie bang te wees nie. Ek kan met vrymoedigheid sê, die Here het dit gesê. Maar waarop bou ek my vertroue in die Here? Op sy karakter.
Julle weet mos vertroue is 'n belangrike ding. Dis ook my bank jou so dik ding laat teken voor jy by hulle geld leen, nê. So ons vertrou jou glad nie. Teken alles wat jy het af hierso as sekuriteit. Ons ken jou nie. Maar dit is eintlik oor vertroue, nê, want vertroue is eintlik waarop dit gebaseer is. En God sê, jy kan my vertrou gebaseer op die karakter wat ek vir jou bewys het aan die kruis. Want as ek nie myself vir jou opgeoffer het, toe jy nog 'n sondaar was nie. Nee, jy was God se vyand. En toe het hy besluit, ek het jou so lief. Hy kyk aan die kant jou sonde, en hy kyk deur die kruis, en hy sien hoe hy versoen gaan word, jy en hy versoen gaan word. Hebreërs 12 sê, vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verduur. Want hy het geweet, en hy het gesê, die skaamte van die kruis gaan ek nie eers ag nie. Want ek wil jou hê. So as God dan jou naam ken, en hy's lief vir jou, en hy sê, kyk, daar is 'n vyand in hierdie wêreld, en hy is teen jou, en hy wil jou geloofsvertroue in die Vader afbreek. En hy wil vir jou sê, man, waar was God met dit? Hoekom het God dit toegelaat? Jy moet weet dat die Here sê, ek gaan al hierdie dinge, vir die wat my lief het, vir my kinders, laat ek hierdie sware kry en goeie meewerk. Ek bring Christus, want Christus woon in jou, deur die Heilige Gees. Ek bring sy karakter uit in jou. En jy manifesteer my beeld. Ek hoor gister 'n praatjie, ou sê, daar's 4 evangelies, nê, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Hy sê, maar is eintlik 5. Hy sê, want as mense jou gelees het, jy's eintlik 'n gedeelte van, jy's eintlik 'n beeld van die evangelie, van die genade van die Here. Dat jy is in die ontvangkant van die genade van die Here. En as mense jou gelees het, dan moet hulle geïnspireerd wees om die ander 4 evangelies te lees. Want hulle sien Jesus se werk in jou lewe. Hulle sien hoe Jesus jou kom haal het. Weet julle wat 'n ander stuk uitbranding wat ek interessant genoeg in my praktyk sien, is geestelike uitbranding. Kan jy vir julle sê hoeveel mense wat opreg die Here dien, en dit is nou maar ek ook gewees hierdie, lyk my ek het maar al die foute wat na my toe kom, al die probleme het ek al deurgewerk. Dis mense wat bekommerd is omdat hulle vir God, dat God nie tevrede is met hulle nie. God kyk na hulle en hy kyk na hulle lewens en hy sien net sonde. Maar weet jy wat sê 2 Korintiërs 5 vers 21? Wat het aan die kruis gebeur? Daar staan, God het hom wat geen sonde geken het nie, en dit is Jesus, nê? Sonde gemaak vir ons, sodat ons kon word die geregtigheid van God binne in hom. Daar het van die hemelse kant af 'n uitruil gebeur. Jesus het op die kruis gekom en jou sonde geabsorbeer, en God gee vir jou geregtigheid. Dis 'n geskenk. Ons weet Efesiërs 2 vers 8 sê dat dit 'n geskenk is. Nou as God na jou kyk, wat sien hy? Sien hy jou sonde of sien hy sy seun? Hy sien sy seun. So as mense in 'n geestelike uitputting raak, dan begin hulle so kyk na hulle eie swakheid en na hulle eie sonde, dat hulle eintlik begin dink God is kwaad vir hulle. En God is die heeltyd is hy vies vir hulle, want jy het nou jou meer verloor. En hoe kan jy so met jou kinders praat? Nee man, wat gaan met jou aan? Jy moet beter doen, wees beter. En hulle begin dink God is eintlik daar bo, bietjie so Zeus besig om weerligstrale reg te kry, hulle net so voor en agter jou te gooi. En eintlik weet ons dat God sê nee, ek het genade vir jou gegee. Die definisie van genade is ek gee jou onverdiende guns. Ek gee vir jou die guns voor my, wat Jesus voor my het. Ek vergewe jou sondes, ek vat dit weg. Ek gee vir jou Jesus, en hy is jou geregtigheid. So jy kan nou met vrymoedigheid kom na die troon van verdienste. Nee, dis die troon van genade, om wat ek om ontvang in 'n tyd van nood. Hulp. So die Here nooi jou uit, hy sê, jy's nie soos die mense van die wêreld nie. Kyk, daar's 2 mense op aarde, mense wat in Christus is en mense wat nie in Christus is nie. Jy's in Christus, dan sê hy, my kind, die troon van genade is daar, is oop vir jou. Jy bring nou ander mense soontoe. Jy stel nou maak ander mense bekend aan die Vader, en jy sê, hier is die evangelie, Jesus is jou pad na die Vader toe. Kom, kyk hier, ek kom staan voor die Vader, en hy veroordeel my nie, hy gee my guns. Genade, die hele tyd, hy help my. So jy het dalk vandag nie jou beste geloofsdag nie, of gister was dalk 'n slegte een, en jy kom na die toe jy erken dit voor die Here, want jy het 'n verhouding met hom. So party mense dink as ons dan tot geloof kom, dan word dit hierdie werke ding, van God meet my. Amper soos wat Islam glo, nê? As jou goeie werke meer is as jou slegte werke, kan jy hemel toe gaan. Maar dit is nie hoe Christendom werk nie. Toe jy 'n Christen word, toe jy in 'n verhouding ingekom, waar binne jy
beskerm is, jy's binne in Christus. So jy kom binne in Christus voor na die Vader toe en jy kom stort jou hart uit soos Jesaja, soos Psalm 62 sê voor die Here. Jy maak jou oop vir die Here, jy gee jouself oor aan hom. Jy gee jou wil oor aan hom dat jy kan hom vertrou. Jy onderwerp aan hom nie omdat jy bang is vir hom nie, omdat jy so lief is vir hom, dat jy reageer op sy liefde. Wat sê die woord? Dis nie dat ons God eerste lief gehad het nie, dis dat hy ons eerste lief gehad het. Ons reageer op sy liefde. So ek wil vir jou sê, jy is welkom in die Here se teenwoordigheid. Jy kom in met al jou behoeftes. So toe ek nou daai dag sê, Here, ja, ek besef, ek probeer te hard self geld maak, en eintlik is ek maar net besig om 'n beroep te bou. Ek is nie eintlik besig om die koninkryk te soek nie, en ek onthou die dag, en ek is nou nie die held nie, ek het uit pure desperaatheid op my vloer in my kamer gaan lê, op my gesig, en gesê, Here, ek kan nie meer hierdie pad self stap nie. Ek is u kind, maar ek is besig om eintlik sonder geloof te lewe. Ek lewe in my eie krag. En ek het oorgegee daaraan, weet julle, daardie beginpunt gewees waar sake van die siel op begin het. So die Here het kom sê, Erik, soek my plan vir jou lewe. Soek my regtig. Ek is getrou. En ek gaan jou lei. Onthou, 'n herder lei sy skape. As hy nie sy skape lei nie, is hy nie 'n herder nie. Nee. So ter afsluiting, God soek jou. Jy's geliefd. God hoor jou. Jy reageer nou op sy liefde en jy laat toe dat hy jou lei. En nou kan jy in hom rus en jou herder net volg. Nou gaan sit jy by hom om te luister, want hy wil met jou praat. God is nie op mute nie, hulle sê God is op surround sound. Hy's voor jou en hy's agter jou, en hy's besig in jou lewe. En hierdie stad wat op 'n berg is, hierdie lig in jou lewe skyn. So jy laat nou toe dat God die gordyne oopmaak, en dat hy jou gebruik, en dat hy die huis bietjie skoon maak en organiseer soos hy wil. So laat sy woord nou jou lewe rig en vorm, en laat sy gees jou lei. So dit is nou wat ek vanoggend met julle wou deel. So ek wil vir jou sê, jy's 'n geseënde van die Here, mag die Here vir jou goed wees. Dit is nie of nie, dit is so. En hy gaan vir jou lief wees. So gaan sit by jou herder se voete hierdie week en sê vir hom, Here, ek wil u koninkryk eers soek. Kom help my my hart te rig op u. Kom wys my my lewe, dat waar dra ek laste wat ek nie veronderstel is om te dra nie. Dat ek dit by u kan kom neersit, en dat ek werklik kan kom leer hoe om in u te rus. Baie seën vir jou.